Nou ja, vanaf die 20ste tot die 23ste November is die Skreeusnaak se nuwe pantomime Die Wolf, 'n Prins en sy skoonma met Pierre Breitenbach, Marley van der Merwe en Niels en Eloise Klasen by die Afriforum Theater in Pretoria te sien. En die glanspaartjie Niels en Eloise sluit nou by my aan om meer oor hierdie produksie te deel. Hallo julle. Hoe gaan dit? Dit gaan goed en met julle. Dankie dat julle hier is. Goed, waaroor gaan hierdie teaterproduksie? Nou goed, pantomime is altyd baie kleurvol en het altyd 'n sprokie wat so van sentraal tot hom lê. En so ons sprokie is nie net een sprokie nie, ons het sommer 'n klomp van hulle gevat. Maar ja. Een van die hoofkarakters, want ek kan sê ek is die enigste een nie. Een van die hoofkarakters is die wolf, Wolfgang Wolfhard. En hy is 'n vegan. Maar hy beland in die Bosveld. Ons storie speel af in die Bosveld. Hy beland in Bomalappe Branderfontein. Omdat Jakkals met Wolf se vrou, sy vrou getrou het en die paparazzi, want hy's 'n akteur, 'n baie beroemde akteur. Jy het hom seker gesien in Mowgli en White Fang en Dances with Wolves, die eerste rol. Land hy nou in Bomalappe Branderfontein en hy ontmoet al die karakters soos Rooikeppie natuurlik en haar ouma, maar ook vir Jan Prins wat as Poester se man is, wat hom jag want hy soek 'n wolfkop teen sy muur. En uiteindelik gaan dit oor ook Jan se skoonma wat die stiefma van Aspoester is en sy was ook die stiefma van al die ander karakters. So alles word so half saamgeflans tot een storie wat beautifully aan die einde van die dag uitspeel en tot 'n punt kom. Weet jy, dit klink vir my baie interessant. So waar het hierdie idee vandaan gekom? Daai mal brein. Wat 'n mal brein. Nou, kom ons, ek bedoel, julle is egter net 4 akteurs op die verhoog. So vertolk julle verskillende rolle en moet julle blitsvinnig verklee of hoe werk dit? Ja, ons het 13 karakters wat ons tussen die 4 van ons doen. Ja. Niels het seker gemaak ons is besig nie net op die verhoog nie, maar ook agter die verhoog. Daar's 'n konstante verandering, ja. Ja, want ons moet dit interessant hou, want ons het nie 'n groot ensemble wat ons kan help nie. Ja. Ek kan nou verstaan waarom sy daai byvoeglike naamwoord gebruik het vir jou brein. Goed, nou daar is 'n tradisie in pantomime dat 'n man die rol van 'n vrou vertolk. Doen julle dit en wie kry daardie voorreg in hierdie produksie? Wel, Pierre word gesien as goue lokkies op 'n stadium. Okay. Pragtig, regtig mooi. Sy maak 'n mooi vrou, veral met sy baard. Regtig. Hulle sê the show's not over till the fat lady sings. Sy's nie noodwendig fat nie, but she's definitely bearded. Ja. So ons fat lady is bearded. Maar ja, so hy kry daai voorreg. Maar die res van ons, ek bedoel, Hy's ook ouma. ja, en hy's natuurlik ja. ouma ook. Ja. Ek het Wolf en ook Hansie Slim. Ja, selfs Hansie Slim maak 'n draai. Hy ontmoet vir goue lokkies, maar goue lokkies is 'n whack job. Kyk, as die kykers nie al teen die tyd nou belangstel om te gaan kyk nie, weet, dan het julle ons nou oorreed. Absoluut. So jy het nou verwys na Wolf, so jy vertolk die hoofkarakter. Maar dit klink asof jou wolf nie soos enige ander sprokieswolf is nie. So jy het nou vinnig na hom verwys, maar verduidelik ook net 'n bietjie meer oor wat hom uniek maak. Ja, ek dink die uitstaande element van 'n pantomime is dis 'n sprokie, maar wat mense altyd sentreer in 'n ander plek. En ons doen dit obviously dis die Bosveld. So dit op sigself die tradisionele pantomime bos word na die Bosveld. Die wolf voel heeltemal geïsoleer daar. Hy maak nie vriende nie. En dis eintlik sy tema. Regtig, al die karakters te midde van die feit dat dit net kleurvol en so aan is, het eintlik nog 'n tema. Hy het sy eie dilemma en konflik en hy's in konflik met die Bosveld. Die Bosveld en al sy mense is in konflik met hom want hulle wil hom nie aanvaar vir wat hy is nie. Hy's anders. Hy's nie soos ander wolwe nie. Hy's 'n vegan. En hy's sensitief en hy's 'n akteur. Hy wil gee, nie net vat nie. En dis baie moeilik vir mense om te aanvaar en ek dink dit is dieselfde in ons lewe ook. Jy weet daar's mense wat nie noodwendig die mold in die mold pas nie, wat nie die stereotipe is nie. En die wolf en eintlik al ons ander karakters is dit daar's baie dimensie tot hulle. Hulle is nie net what you see is not what you get. Goed, so daar's 'n paar karakters, maar ek wil stil staan by Rooikeppie vir 'n oomblik. Wat kan 'n mens van die karakter verwag? So sy's nie jou algemene sprokiesverhaal meisie nie.
Sy is baie modern. Sy is 'n vrou wat op haar eie 2 voete kan staan en sy vat nie Wolfhard se strooi nie. Ja. Jy sien Wolfhard wil haar nie eet of haar ouma nie. Maar Wolfhard Wil my sweet steel. Ja. Hy wil my sweet Hy's 'n suikerverslaafde. Ja. Verstaan. En dis as vegan en 'n suikerverslaafde. Ja. So die veganism, hy kan nog steeds sweeties eet en dan met 'n wolf, as 'n wolf suiker inneem, dan klats hy uit. Verstaan, dan doen hy goed wat hy nie kan onthou nie. Dis basies soos mense in Mampoer. Dis dieselfde vir wolwe. Okay. Goed, ons het 'n minuut oor, so ek wil vinnig vra, waarom sal julle mense motiveer om te kom kyk en waar kan ons kaartjies in die hande kry? Dit is familievermaak. Jy kan almal bring, van die kleinstes tot die oudstes. Of ons sê van die jongstes tot die jong van gees. Die jongstes van gees. Ja. Die kaartjies is by die teater by www.afriforumtheater.co.za. Dis dit seker in Afrikaans. www.punt. Ja. Nee, julle dis goeiemôre, good morning. Ja, natuurlijk. Yes, and even the English people can come because I'm sure you can also understand Afrikaans. Dit was heerlik geweest om met hierdie glanspaartjie te gesels. Volgende keer dink ek met julle hele gesin eintlik sommer net saamkom. Ja nee, maar dan moet ons baie tyd hê want dit is mal. Ja, want hulle is super famous. Ek moet miskien dalk net vir so 'n naweek by julle kom kuier. Ja, goeie idee. Sou dit wees. Baie dankie, ons sien uit. Bly ingeskakel want net hierna maak ons musiek saam met onderbroeke of sonder onderbroeke liewer.